Goeiemôre. Ek wonder, wat is die nommer 1 ding in jou lewe op die oomblik wat jou probeer wegtrek van God af? Wat se scenario's daar in jou lewe wat jou so besig hou? Wat is daar wat jou aandag so probeer aflei, sodat jy so besig raak daarmee dat jy skoon vergeet om jouself af te sonder en tyd te spandeer saam met God? Wat is daar wat jou gevoelens oorweldig, sodat jy nie kan standvastig wees in hom nie? Wat is aan die gang in jou lewe en wat sien nommer 1 ding wat jou weghou van God? Wel, vandag gaan ons spesifiek bid in hierdie lyn. Jesus het vir ons gesê in Johannes 15 dat ons niks sonder hom kan doen nie. Ek weet nie van jou nie, maar dis 'n gedagte waarby ek lank by stil gestaan het en lank nie antwoorde op gehad het nie, want wat bedoel Jesus wanneer hy dit sê? Ons kan tog opstaan, ons self besig hou met 'n klomp goed, ons kan baie dinge verrig. Hoekom sal Jesus sê, sonder hom kan ons niks doen nie? Wel, een van die redes hoekom hy het sê, is want Jesus praat oor baie dieper dinge, as net die fisiese goed waarmee ons onsself besig hou. Jesus praat oor goed wat saak maak. Jesus sê, dit is onmoontlik om vervulling in jou binneste te kry. Dit is onmoontlik om naby aan God te bly. Dit is onmoontlik om ware vrugte en vrugte wat hou in jou lewens, wat saak maak, te behou sonder hom. En vandag wanneer ons bid, gaan ons onsself net weer bind aan Jesus. En dan gaan ons vat na Lukas 21, spesifiek vers 15, waar Jesus praat net en die belofte gee dat selfs in moeilike tye, is dit hy wat vir ons die wysheid en die woorde gee, wat selfs geen teenstander kan verbreek of teëstaan nie. Niemand kan sy planne dit verborgen nie. Niemand kan enigiets wat hy besig is om te bou afbreek nie. As God iets doen, hou dit. En sonder hom kan ons niks doen nie. So, daar waar jy is, kom ons word saam stil en kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons loof en prys U vandag, want U is die God van alle wysheid. U ken die einde van die begin af en niks is vir U verborgen nie. Dankie dat ons nie op ons eie verstand en vermoëns hoef staat te maak nie, Here, maar dat U self beloof aan ons wysheid en woorde te gee. Here, ons prys U omdat U getrou is, want ons weet nie, Here, wat om te sê nie, maar U weet reeds. Wanneer ons onseker is, Here, dan bly U standvastig. Wanneer ons swak voel, dan bly U ons krag, Here. Dankie dat U nie vir net ons opdragte gee nie, Here, maar dat U ook voorsien wat ons nodig het om U te kan dien. U gee wysheid vir die eenvoudige, moed vir die vreesagtige, woorde vir die wat op U vertrou. Daarom, Here, daarom rus ons nie vandag in ons eie bekwaamheid nie, maar eerder in U genoegsame genade. So in hierdie oomblik, Here, lê ons onsself neer en elke verantwoordelikheid waarin ons verdrink, Here, kom lê ons op die altaar neer. En U is genoeg. Dis U wat ons wil hê, Here. Ons verhef U naam, want U is die bron van alle waarheid. U woorde bring lig, Here. U wysheid bring leiding en U teenwoordigheid bring vrede. Laat ons lewens vandag getuig van die God wat voorsien, ons lei en getrou bly. Aan U al die eer, Here, die lof en die aanbidding, want U is waardig om geprys te word vandag en vir altyd. En daarom bid ons dit, Here, in die naam wat ons geheg hou aan die Vader, in Jesus Christus se naam. Sonder U bely ons, Here, ons kan niks doen nie. Ons woorde is nie so kragtig nie en ons wysheid is nie so diep nie. U is alles, Here. So in die naam van Jesus Christus. Amen.